Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie, maar getrou bly tot in ewigheid. Amen. Susters en broers, ek groet dan vir u in die naam van God ons Vader en die Here Jesus Christus, om vir u te sê, genade vir julle en vrede. Amen. Ek wil graag vanmôre vir die twee gedeeltes lees uit die boek Job. Ek gaan eintlik oor die hele boek Job met u praat, maar ek gaan lees uit Job 39 van vers 36 tot 38 en Job 42 van vers 1 tot 6. Nou in my Bybels is dit bladsy 572 en 573. As ek dit so oopmaak, dan is al twee gedeeltes daar voor mens oop. Job 39, die laaste paar verse, en Job 42, die eerste paar verse. As jy dit gekry het, as jy die woord voor jy oop het, kom ons bid eers en vra dat die Here dit ook in ons harte sal oopmaak. Hemelvader, op pad hiernaartoe het ek geluister oor die radio, hoe dat mense by mekaar kom in verskillende kerke oor ons land, en u woord verkondig word op hierdie dag. Baie dankie, Here, dat dit vir ons 'n versekering is, dat u die God is wat almagtig is, dat u die werke wat u begin het, voortsit en dit voleindig. Want Here, ons leef in 'n tyd waar so baie dinge tot net gaan, waar so baie dinge verbygaan. Dankie dat ons nog altyd op Sondag dwars oor die wêreld in u huis bymekaar kan kom. En daarom is my gebed dat oral daar waar u woord vandag uitgaan, dat u self die boodskapper sal wees. Dat u sal verhinder dat die swakheid van predikers in die weg mag staan van die suiwerheid en die waarheid van u woord. Ja, dat u vir elkeen wat u woord hoor, hier vandag in Jubertina, oral oor in ons land, oor die ganse wêreld, dat u vir hulle wat u woord hoor, iets sal gee om met hulle saam te neem, sodat die woord verder en verder uitgedra mag word. Dat dit soos in saailand mag wees, wat volle oes oplewer. Want u wêreld, ons mensdom, het dit nodig. Ons kan nie sonder u woord nie. En daarom bid ons ook vir die res van die jaar, dat u woord ook in hierdie gemeente duidelik en suiwer en met krag verkondig mag word. In Jesus se naam. Amen. Job 39 dan van vers 36. Job het toe vir die Here gesê, ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek u kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie. Ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stil bly. En dan Job 42 van vers 1 af. Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Ek moes luister terwyl u praat. U het gevra, nou moet ek u antwoord. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek my. Nou sit ek vol berou in sak en as. Met daardie twee gedeeltes. Dis nou al die tweede Sondag van die nuwe jaar. Ek het vir u gesê aan die begin, die skole begin, die onderwysers begin môre, die skooliere begin Woensdag, en daar is nog net die studente wat vakansie het. Is hier studente hier by ons vanmôre? Dit lyk my hier is so een of twee. Nou moet ek by julle sê, ek dink die studente besef dit altyd, want hulle kla maar ook baie. Maar om studente wees is die lekkerste tyd in jou lewe. Daar wag twee groot ontnigteringe. Daar wag 'n klomp ontnigteringe as jy eers klaar gestudeer het, maar twee groot ontnigteringe wat altyd vir my bybly nadat ek begin werk het, was dat nommer 1, hoe min vakansie 'n mens het as jy eers begin werk. As jy student is,
dan dink jy die vakansies is te min, maar as jy eers begin werk, is dit baie keer maar net 3 weke in die jaar, afhangende wat jy doen. Maar jy het nie meer so in tyd soos wat jy het as student nie. Maar die grootste ontnigtering vir my was dat 'n jaar kry nie klaar nie. 'n jaar gaan nie regtig verby nie. Kyk, as jy op skool is, en of jy is 'n student, as jy 'n nuwe jaar begin, dan begin jy voor. As jy deurgekom het, dan begin jy met volgende vakke, begin jy met 'n volgende fase van jou studies. Selfs as jy nie deurgekom het nie, as jy dalk 'n vak moet herhaal, of dalk 'n jaar moet herhaal, begin jy weer voor. Jy begin met 'n skoon blaadjie, jy kry weer 'n nuwe kans. Maar as jy nou eers klaar is met die dinge van 'n kind, dan is dit nie meer so maklik nie. Dit wat jy vanjaar nie klaar kry nie, vat jy met jou saam. En dit wag vir jou volgende jaar weer. Jou foute, jou probleme, die dinge waarmee jy worstel, verdwyn nie met die einde van die jaar nie. Of met die begin van die nuwe jaar. Jy begin nie op 'n skoon bladsy nie, om die waarheid te sê, selfs hier in die tweede week van die jaar is jou boekie al sommer 'n hele end ver volgeskrywe. En dis hoekom ek verlede week vir u gewaarsku het dat 'n mens baie maklik negatief kan wees hier aan die begin van die jaar. Veral as jy dink aan dit wat jy met jou saamgedra het, dit waarmee jy nie voor 'n oplossing gekry het nie, en dit wat vir jou wag in die nuwe jaar. En dat 'n mens baie maklik kan begin met 'n kerm en 'n kla oor die ellendes en die swaar kry wat op jou wag. Maar nou het ek vanmôre vir julle die boek Job gelees. En is Job dan nou nie juis 'n negatiewe boek nie? Job is mos vol klagtes en swaar kry en ellende. Dis nie heeltemal so nie. Ek wil vanmôre vir u 'n ander kant van die boek Job probeer wys. Want dit is so, daar is sprake van baie ellende en lyding en swaar kry, en Job word as die geduldige persoon wat onder sy lyding nie gesondig het nie voorgestel. Maar eintlik gaan hierdie boek om baie meer as dit. Eintlik gaan hierdie boek oor die grootheid van God, die wonder van God, wat wonders doen, en wat dit vir ons moontlik maak om enige moeilikheid sonder kerm en kla tegemoet te gaan. Ek het 'n videosnit saamgebring wat ek wil hê ons moet kyk, wat iets hiervan wys. Dit is die inleiding tot 'n dokumentêre film, God of Wonder.
'n mens kan nie anders as om stil te raak as jy die wonder van God sien, die blommetjies wat oopgaan, en dan weer die krag van die storm wat losbars, die leeu wat brul, dan staan 'n mens verstom en dan besef jy hoe klein jy is. Kom ek verduidelik vir u wat dit te doen het met Job. Ek ken die verhaal van Job. Job was 'n mens met wie dit redelik goed gegaan het, eintlik in daardie jare baie goed gegaan het. Hoofstuk 1 sê, hy het 7 seuns en 3 dogters gehad, en hy was die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. En daar staan dat onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. En daarbij was Job ook nie net dan so 'n baie ryk en suksesvolle man en so hoog geag onder sy medemense nie. Hy was ook 'n baie vrome man. Hy het God gedien en hy het self seker gemaak dat sy kinders voorbeeldig voor die Here leef. En toe in een nag verloor Job alles. Die eerste boodskapper was nog nie eers klaar om te vertel van die osse wat geroof is nie, en die slawe wat doodgemaak is nie. Toe kom die volgende een aan met die nuus dat die weerlig al sy kleinvee en hulle wagters doodgeslaan het. En hy was nog aan die praat, toe daag die volgende een op om te vertel dat die Galdeërs al die kamele gesteel het. En voor hy klaar was, kom die laaste boodskapper en vertel dat die wind die huis plat gewaai het waarin sy kinders partytjie gehou het en dat hulle almal dood is. In een oomblik word Job gelyk gemaak met die grond. Ek dink as dit met enige ander mens sou gebeur het, sou jy platgeslaan gewees het. Sou jy nie woorde eers gehad het om daarop te reageer nie. Maar Job se geloof was so sterk dat hy dit aanvaar en dat eenvoudig sê, die Here het gegee, die Here het geneem. So 'n vrome man was Job. En tog, ten spyte hiervan, ten spyte van sy geloof en sy vroomheid, hou sy ellende nie op nie. Hy word van kop tot tone oortrek met pynlike swere. En nog steeds, as sy vrou vir hom sê, hoe kan jy nou so vroom bly? Vloek God. Dan sê hy vir haar, jy praat soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. 'n Mens kan nie anders as om Job se geloof, om sy vroomheid, sy vertroue op die goedheid van God, om dit te bewonder nie. Natuurlik het ons vandag die luukse om soos toeskouers te wees by hierdie verhaal. Ons is soos mense wat sit en kyk na 'n toneelstuk, en ons kan agter die skerm sien. Ons weet wat agter dit alles sit. Dit was die duiwel wat na God toe gekom het en gesê het, ag, Job dien jou maar net, oor jy hom so baie goeie dinge gegee het. Vat dit weg, en hy gaan ook teen jou draai. En toe het God besluit, hy sal die duiwel 'n punt wys, en hy het vir hom gesê, nou maar goed, vat al Job se geluk weg, moet hom net nie doodmaak nie. En dan sal jy sien dat hy my waarlik in alle omstandighede dien. En dit is dan wat gebeur, dit is die duiwel wat deur God toegelaat word om Job met al hierdie ellendes en onheil en lyding te tref, en Job slaag met vleiende vaandels. Maar hy weet dit nie. Hy weet nie hoekom dit gebeur nie. Hy weet nie wat agter dit alles sit nie. En weet jy, dis een van die treffende dinge in die hele boek Job. Nooit sê God vir hom, Job, dit is hoekom dit gebeur nie. Dis omdat jy my so getrou dien en ek vir die duiwel wou bewys dat jy my vir altyd sal dien nie. Dit sou die maklikste gewees het om op Job se vrae te antwoord. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. God wou dat Job sy grootheid en sy wonder sou besef. Want terwyl Job dan nou so in ellende verkeer en hy siek en hy is vol swere en hy sit as dit ware daar op die ashoop, dan kom sy vriende op om hom sogenaamd te vertroos. Elifas en Bildad en Sofar. Maar dadelik, soos wat vriende nou maar partykeer goedbedoelende dit doen, begin hulle om aan Job te torring en vir hom te sê, Job, daar moet tog 'n rede wees vir jou ellende. Jy het seker een of ander sonde gedoen en nou word jy gestraf. Bely dit, bring offers en dan sal jy genees word. En dan raak dit vir Job te veel. En Job raak sommer kwaad vir hulle. Hy weet tog hy het nie gesondig nie.
En as hy vir hulle kwaad raak, dan raak Job vir God ook kwaad. Hy het God dan altyd getrou gedien. Hoekom gebeur hierdie goed nou met hom? En dan begin hy kla, en hy vra, en hy soek vir God. Hy sê, as ek vir God in die hande gaan kry, dan gaan ek vir hom voor die hof daag. Ek ken goeie prokureurs, ek sal hom aanvat, want hierdie dinge wat met my gebeur, dis nie reg nie. Maar dwars deur die stryd wat Job voer, bly hy nog altyd lojaal teenoor God. Hy draai nie teen God nie. Hy draai nie sy rug op God en sê, nou wil ek met God niks te doen hê nie. Maar hy begin wel dinge sê waaroor hy later spyt sou wees. Want hy wil verstaan wat gebeur het. Hy, soos ek vir u gesê het, hy sien kans om God voor die hof te daag. Want hy reken, as ek dan nie verkeerd is nie, dan moet dit ons God wees wat verkeerd is. En so kla hy, en hy roei en hy stoei met God. Totdat daar 'n baie wyser vriend, Eli, by hom opdaag en vir hom sê, wow Job, onthou net 'n bietjie met wie praat jy. Staan stil en dink na oor die wonderdade van God. As jy dit gaan lees, dan sal jy dit kry daar in die gedeeltes voor die wat ons gelees het, in hoofstuk 38, hoofstuk 39. En dan, as Eli dit vir Job sê, dan hoor, dis dit asof Job skielik vir God self ook weer hoor praat. En God brei verder hierop uit, en hy sê vir Job, kyk net 'n slag wat ek alles gemaak het. Kan jy dit doen? Dink net daaraan, ek het jou nie nodig nie, maar jy het my nodig. En hiervan hoofstuk 38 tot hoofstuk 39, wys God vir Job, as het ware so in videosnit soos wat ek nou vir u gewys het. God vertel vir Job, en hy beskryf dit so duidelik, asof 'n mens dit kan sien, van dit wat hy alles gedoen het, en hoe wonderlik sy werke is. U kan dit gerus in slag weer gaan lees. Daar's pragtige gedeeltes. Daar word byvoorbeeld vra hy vir Job, sal die buffel gewillig wees om vir jou te werk? Sal hy deur die nag by jou krib bly staan? Kan jy hom inspan en ploegvoere met hom trek? Kan jy hom lei om die land agter jou te eg? Sal jy jou op hom verlaat vir sy reuse krag? Sal jy dit aan hom oorlaat om vir jou 'n oes te lewer? Sal jy op hom vertrou om jou graan te oes en op jou dorsvloer bymekaar te bring? En luister wat sê hy van die volstruis. Die vlerke van die volstruis klap vrolik, net soos die van die ooievaar en die valk. Maar sy lê haar eiers op die grond, en sy broei hulle uit op die sand. Sy dink nie daaraan dat hulle stikkend getrap kan word, dat wilde diere haar eiers kan breek nie. Sy maak haar kuikens hart groot, asof hulle haar eie is nie. As haar moeite dan te vergeefs was, skrik het haar nie af nie. God het nie vir haar wysheid gegee nie, sy het geen verstand nie, maar, wanneer sy met vlerke omhoog hardloop, lag sy die perd en sy ruiter uit. U kan gerus daardie gedeeltes gaan lees. Daar is pragtige beskrywings van die wonderwerke wat God gedoen het. In hoofstuk 38 vra hy vir Job, waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Praat as jy die antwoord het. Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit daardie oggend toe die sterre saamgesing en die hemelinge gejubel het? En so gaan God, en so praat God, en so beskryf God die wonder van sy werke. En let op, hy antwoord nie Job se vrae nie. Hy sê nie vir Job wat die rede is hoekom hy so swaar kry nie. Hy vertel nie vir hom van die duiwel wat daar aangekom het in die stryd wat hy het om vir die duiwel 'n punt te wys nie. Hy sê vir Job, Job, kyk net hoe groot en hoe wonderlik is ek, en dink dan daaroor wat jou verhouding met my moet wees. En dit maak vir Job stil, dat Job sê, die gedeelte wat ons gelees het in hoofstuk 39, ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek u kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie, en ek het weer probeer, maar nou sal ek stil bly. Job word stom geslaan deur die wonder van God se werke. En tog los God hom nog nie uit nie. God wil baie seker maak dat Job sy les geleer het. Hy wil dit as dit ware invryf by hom, en dan vertel hy vir hom verder in hoofstuk 40 tot aan die einde van hoofstuk 41 weer eens van hoe wonderlik sy werke is. Kyk die seekoei, sê hy in hoofstuk 40 vers 10. Ek het hom gemaak toe ek jou gemaak het. Hy vreet gras soos 'n bees. Daar is krag in sy liggaam. Die spiere in sy lyf is sterk. Sy stert is so reguit soos 'n seder. Sy boutspiere is in mekaar gevleg.
Die bene in sy lyf is soos bronspype, soos stukke yster. Onder alles wat ek gemaak het, staan hy eerste. Net sy maker kan hom verslaan. En so gaan hy aan, en hy vertel, jy het gesien ook in hierdie video snit wat ons gekyk het, die krokodil wat daar in die water uitkom. Hy vra vir Job, kan jy 'n krokodil met 'n hoek vang? Of om 'n tou in die bek sit? Kan jy 'n lyn deur sy neus steek of sy kakebene met 'n hoek vastrek? Sal hy jou soebat om genade of by jou mooi praat? Sal hy 'n ooreenkoms met jou aangaan om vir altyd jou slaaf te wees? Sal jy hom kan maak soos 'n voeltjie? Of kan jy hom met 'n lyn vasmaak vir jou dogtertjies? So groot en so wonderlik is die werke van God, dat 'n mens eintlik nietig is daarvoor. Jy sien, God wil hê dat Job moet besef, dat ons nie vir God met ons verstand kan inperk nie. God is groter as die mens. God is wonderliker, God is magtiger as die mens. En God hoef hom aan niemand te verantwoord nie. God hoef vir niemand rede te gee waarom dinge gebeur nie. Geloof vra dat ons sal lewe soos wat God wil hê ons moet, al verstaan ons nie en al weet ons nie waarom dinge gebeur nie. Dat ons sal glo en dat ons sal vertrou, God het ons lief, hy is in beheer en ek kan maar op hom vertrou. Dat ek sal aanvaar, hy is groter as ek, daar moet altyd iets van God wees, wat ek nie kan verstaan nie, anders is hy nie meer God nie. En dis dan, as Job hierdie wonders van God se werke oordink, dis dan wanneer hy verwonderd staan voor God, dis dan wanneer hy hierdie belydenis in hoofstuk 42 uitspreek. Nou weet ek, dat u tot alles in staat is. Aan die woorde, Job sê vir God, nou is ek tevrede met wat my gebeur. Ek hoef nie te verstaan nie, u hoef nie vir my 'n rede te gee nie. Ek het u wonders, die wonders van u skepping aanskou. Nou weet ek dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoeling wou dwarsboom, sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat, sê Job, wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. Ek moes luister terwyl u praat. U het gevra, nou moet ek u antwoord. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. As Job voor die grootsheid van God gaan staan, die wonder van God se skepings, as hy die krokodil sien, die volstruis, die seekoei, al hierdie dinge, wat ons ook in hierdie videosnit gesien het, dan sê Job, nou besef ek dat ek te gou gepraat het, dat ek my mond verby gepraat het, dat ek oormoedig was. Nou verag ek myself en sit ek vol berou in sak en as. Dan is hy tevrede. Dan doen hy weer wat God wil hê. En weet jy, as dit gebeur, as hierdie aanvaarding en erkenning by Job, as dit by hom ontstaan, dan herstel God weer sy welvaart. Die res van die verhaal of van die boek vertel vir ons, hoe dat aan die einde is Job eintlik beter daaraan toe, as wat hy aan die begin was. En dis my vraag vanmôre vir hier in die begin van die jaar. Is dit dalk nodig dat ons ook 'n slag net weer sal gaan stil staan en verwonderd staan voor God nie? Ons raak soms so besig met ons eie probleme, ons eie planne, en dit lyk soms so groot ook vir ons, dat ons nie meer die grootheid van God se wonders raak sien nie. Ons hardloop elke dag rond om dinge gedoen te kry, en dan kan ons in die aand nie tot rus kom nie, want ons worstel nog deur die nag met ons probleme en ons vrae. En ons kan nie meer rus kry in die wete dat God in beheer is nie. En dan leef ons nou ook in 'n tyd waarin die tegnologiese wonders so vinnig toeneem, dat dit eintlik ons aandag van God se wonders aftrek. Ek het een keer iemand hoor sê, en dit is baie ironies, ek het die wonderlikste sonsopkom gesien. Ek het dit gesien op Discovery Channel op die televisie. Dit is asof ons so beïndruk word deur die afbeeldings, die kopieë van wat hierdie tegnologie vir ons kan bring, dat ons die oorspronklike nie meer raak sien nie. Maar dis iets waaroor veral ons jong mense baie versigtig moet wees. Een van die dinge waaroor ons in die gesin partykeer 'n bietjie vas sit, is as ons op die pad ry,
en ek of my vrou wil vir die kinders sê, kyk net daar, kyk daar loop 'n bokkie langs die pad, of kyk daar die pragtige waterval, dan is ons al verby, dan het hulle dit nie gesien nie, want hulle sit in knoppies druk heeltyd op hulle selfone, en die werklikheid, die mooi van die skepping, gaan by hulle verby, soos wat hulle deur die tegnologie vasgevang word. Ons het al gesê, hulle het ook seker elkeen 'n battery, want hulle is gedurig op charge, hulle het altyd 'n draad in die oor, het lyk of hulle ook maar gedurig moet gecharge word. Maar anyway, ek sê nie vir u daarmee dat tegnologie uit die bose is nie. Ek geniet dit net so baie. Dis 'n wonderlike manier om iets meer van die wonders van God se skepping vir meer mense te wys. Ek kyk ook vreeslik graag Discovery Channel op 'n baie groot televisieskerm, en dis heerlik om dele van die wêreld te sien waar ek nooit my voete sal kan sit nie. En dis nog 'n manier om van die wonders van God te kan ervaar en te kan sien. En bydien, dis ook 'n wonder van God dat hy die mens die verstand gegee het om die tegnologie so te ontwikkel. Ons moet net oppas dat dit ons nie so meesleer dat ons die werklike wonders van God rondom ons, die oorspronklike skepping van God, dat ons dit nie meer raak sien nie. Want as dit gebeur, dan sien ons ook nie meer die God van wonders raak nie. Ek wou vir u nog 'n videosnit wys, maar nou het jy die tegnologie waarvan ek nou gepraat het, ons in die steek gelaat. Toe ek het by die huis getoets het hy nog reg gespeel, en toe ons hier kom, toe wil hy glad nie meer speel nie. Maar dit is 'n videosnit oor die ontwikkeling van die mens. Dit wys hoe 'n selletjie begin verdeel en uiteindelik 'n nuwe mens vorm. En weet jy, dit bly sekerlik een van die grootste wonders wat daar is. Dat een selletjie kan opdeel in 2 en 4 en meer en meer en meer. En uiteindelik word daar 'n mens gevorm wat anders is as alle ander mense. En daardie selletjie, dat in die begin is wat is die wetenskaplike woord, die DNA van daardie selletjie, al klaar daar, wat bepaal hoe daardie mense oë se kleur gaan wees, in die hare en al daardie goeters. Is al klaar in daardie een selletjie, wat ons nie eens met ons oë kan sien nie, is al klaar daarin vasgestel. Die wetenskap het dit al reg gekry om hierdie selletjies te laat begin opdeel en te laat ontwikkel buitekant die menslike liggaam, maar die wetenskap kon nog nie daardie selletjies self maak nie. Dis net God wat dit gedoen het. As dit jou nie laat stil bly en in verwondering voor God laat staan nie, sal niks dit kan doen nie. As ek kan onthou, God het my ook so laat ontstaan. Nog voor ek gevorm is in die moederskoot, het hy al geweet wie en wat ek vandag sal wees. Dan kan ek mos nie anderster as om te vertrou dat hy ook sal weet wat môre en die res van die jaar met my sal gebeur nie. Want al is daar miljoene ander mense op aarde, daar is nie nog iemand soos ek nie, en ek is ook belangrik vir God. Meer nog, as ek dan werklik waar die wonder van die skepping van elke mens besef en verwonderd staan daaroor, dan kan ek ook mos nie so 'n wonder wil vernietig. Hoe kan ek dan 'n ander mens wil seermaak deur my woorde of my optrede? Hoe kan ek anderster as om die wonder van God in my medemens raak te sien en te respekteer? As ons nou vandag hier uitgaan, kom ons kyk 'n bietjie weer rondom ons. En kom ons kyk nie net vas teen die swart gebrande veld aan hierdie kant van Joubertina nie. Maar kom ons sien raak dat selfs daardie brand kon die kranse en die klippe en die berg geen skade aandoen nie. En kom ons kyk na die ander kant toe en ons sien die Tsitsikamma-berge wat nog blou-groen van die plante groei is. Piek Formosa wat bo almal uittroon. Kom ons maak weer tyd in ons besige week om 'n slag net verstom te raak voor die wonders van God. Om vir slag net te sê, "Wow, God is groot en God is goed." Die Engelse sê, "Stop and smell the roses." Want dan sal ons ook stil raak en rus en vrede vind in die God van wonders. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek huiwer ook om
vir u iets te sê. Ek wil eintlik soos Job sê, ek kan maar net stil bly. Want ek het maar net gedink dat ek u ken. As ek regtig waar die wonders van u skepping aanskou, en as ek dink oor die grootheid van u liefde, as ek dink daaroor dat u by dit alles, u wat hierdie berge gemaak het, u wat die storms met mag en geweld kan laat losbars, u wat die mooi dinge, die blommetjies, die voeltjies gemaak het, dat u by dit alles nog tyd het om ook vir my te maak, om ook aan my te dink, en dat u nog elke dag by my is en my begelei, dat u my beskermer is, dat keer dat ek nie my voete stamp teen die rotse van hierdie lewe nie. Here, dan staan ek verstom. Dan kan ek maar net bely en sê, soos Job sê, ek het berou daaroor, Here, dat ek so baie maklik kla, dat ek soms selfs arrogant raak en antwoorde by u eis, dat ek so maklik in vertwyfeling raak, veral wanneer die jaar met so dolle vaart wegspring. Maak dit dan weer rustig in my gemoed, dat ek die jaar kan tegemoet gaan met die wete dat u wat die God was, wat wonders doen, dat u ook vir my nog steeds wonders sal doen. En dit is my gebed vir elkeen wat bedroef is, wat swaar kry, wat worstel met vrae, onnodiglik soek na antwoorde, dat u ook vir hulle iets van u wonder sal laat begryp, en die grootste wonder daarvan, dat u ook vir hulle lief is. Wees u ons dan genadig in die jaar wat kom, in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.